Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit Gods woord uit doen. Ons gaan voort met ons studie om na die voorbeelde en die sinspelings te kyk wat ons kry in die woord van God om die profeseë beter te kan verstaan. Vandag saam met my in die ateljee leraar Peer Neel van die Noordwestelike distrik waar ons gaan kyk na twee voorbeelde. Noag, die sonvloed en Sodom en Gomorra, om dit wat op die profeseë vir ons wys beter te kan verstaan. Goeiemôre Peer, het is goed om jou weer hier by Insig te hê waar ons by mekaar kan wees, saam uit Gods woord uit studeer en ons kyk nog steeds na verskillende konsepte wat uit die skrif uitkom om die beelde en die situasies van die profeseë beter te kan verstaan. So as jy kyk na 'n profeseë om dit beter te kan verstaan. En ons gaan vandag kyk na twee baie bekende voorbeelde en dit 'n bietjie uitlig en hoe dit van toepassing is op profeseë op die einde van die dag. Maar voor ons begin, wil ons vir u ook vra om u hoofde saam met ons te buig. Vader, ons sê vir u baie dankie dat ons in u teenwoordigheid kan wees, dat ons weer eens saam met u woord uit kan lees en studeer. En ons bid, Vader, dat u vir ons insig uit u woord uit sal gee. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons blaai na 'n interessante vers toe. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 11 en 12. 1 Korintiërs hoofstuk 10 vers 11 en 12, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ja. Dit is nogal 'n interessante versies hier, maar die vers 11 wat begin, sê vir ons, al hierdie dinge wat gebeur het van tevore, is voorbeelde. Met ander woorde, dit is dinge wat ons nou kan op terugkyk, wat vir ons op toepassing is. En as ek kyk na 'n ander gedeelte in die skrif, en ons kry dit, ek dink uit Hebreërs hoofstuk 12 uit, dan sê dit vir ons daar na eerste 3 hoofstukke, daar's vir ons so 'n groot voorbeeld, 'n wolk van getuienis vir ons gegee, sodat ons daaruit kan leer. So ons moet leer uit voorbeelde wat daar vir ons gegee is in die skrif. En wat Paulus hier vir die Korintiërs sê is, daar's niks wat gebeur het in die verlede, wat jy nie kan gebruik om toe te pas, om te weet wat gaan aan in die toekoms nie, of om jou lewe toe te kan pas nie. En dan eindig hy net daarso, vers 12, baie interessant. Wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Ja. Met ander woorde, as jy dink jy weet wat aangaan, dan is jy dalk die een wat al klaar lê. Dan jy klaar al gestruikel en klaar geval. En dit is 'n waarskuwing vir ons wat selfs in God se woord studeer en sê ons ken God se woord. Dat ons dink dat ons nie staan nie, maar eintlik val ons langs die pad. Maar as ek nou so moet dink, daar is van die voorbeeld van die wêreld, as ons kyk na hoe mense profeseë geïnterpreteer het in die geskiedenis, dan is baie van hierdie kerke, elke paar jaar moet hulle amper hulle profeseë oorskuif, want hulle maak sekere voorspellings oor wie is die anti-kris en al daai tipe goeders, en hulle maak sekere menings, maar dan kom dit uit dat dis nie waar nie. Ons weet van soveel verskillende mense of dinge wat gesê is die anti-kris, ander kerke en geloofs, hulle interpretasie van dit verander. Ek dink ons as Adventiste, ons glo mos in die historiese, hulle sê historic continuous interpretasie van die profeseë. En ek dink hulle gaan en die wat sê hulle of dink hulle weet, na 'n tydjie kom hulle agter, maar dit wat hulle voorspel het is nie waar nie. En ek dink dis wat Paulus hier probeer skryf, en dis 'n waarskuwing vir die Israeliete. Bestudeer die woord, maar Ja, en moenie dink jy weet alles nie. Ja,
En wees oop vir interpretasie dat die Bybel vir homself kan verduidelik. En ek dink dit is waaroor dit gaan. Die Bybel moet homself kan verduidelik. En ek het altyd gesê daar's twee goed wat kan gebeur as dit volgens die woord gaan en jy kan die woord vat en jy kan hom gaan van toepassing maak op die geskiedenis. Kom ons kyk byvoorbeeld as ons kyk na die beeld van Daniël hoofstuk 2 wat ons dan ook met Daniël hoofstuk 7 kan vergelyk en ons kan dit in die geskiedenis raak sien, dan bevestig dit wat jy in die woord lees vir jou soveel meer. En wat belangrik is, jy lees nie net 'n vers of gedeelte in isolasie nie, maar dit is, en dis wat ek hou van wat ons in hierdie studie doen. Ons begin by Genesis en ons kyk na hierdie goue draad wat reg deur die Bybel gaan en die Bybel, soos wat oom gesê het, moet homself bewys en hoe hy dinge sê en ek hou baie van hierdie studies wat ons doen, daai aspek. So kom ons kyk en dan gaan ons na Openbaring hoofstuk 6 toe. Dis so 'n bietjie om agtergrond te kry. Nou ons gaan nie al daai verse wat ons lees in diepte na kyk nie. Daar's 'n gedeelte wat daar wil uitkom. So kom ons kyk vanaf vers 12 tot 17. En ek weet albei van ons sukkel so 'n bietjie met ons stemme, so ons gaan mekaar aflos om te lees. As jy vir ons sal begin daar by vers 12. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopmaak. En kyk, daar was 'n groot aardbewing en die son het swart geword, soos harderige sak. Die maan het geword soos bloed. Die sterre van die hemel op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur 'n groot wind geskik word. Sy navye laat val. Ja, en vers 14 sê, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande het hulle plekke versit. Met ander woorde, daar verwys ons na aardbewings, né? En die konings van die aarde, en die grootes en die rykes, en die owerstes oor 1000, en die magtiges, en al die slawe, en al die vrye mense het hulle weggesteek in die spilonke, en in die rotse van die berge. En dan vers 16. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. Amen. En vir die troon van die lam, want die groot dag van sy toorn het gekom en wie kan bestaan? So, laat ons nie konsentreer op hierdie eerste gedeelte van die son, maan en die sterre, en ons weet van hierdie goed het al gebeur in die geskiedenis. Dis die 6de seël, En hier gaan ons aan, en hier kom ons in vers 16 en 17, en dit bring vir ons daarop uit, ekskuus tog, hier kom die wat weghardloop. Nie die regverdiges nie, die onregverdiges. En dit sê vir ons, hulle sê, berge verberg ons. Val op ons. Verberg ons vir die aangesig van die troon van die lam. Want wat? Want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan? Dis nie die regverdiges wat hierdie vraag vra nie. Dis die onregverdiges wat hierdie vraag vra. So, hier is my eerste vraag, Peer. Weet die onregverdiges dan dat daar 'n dag is wat die Here weer gaan kom? Sê die, as ek nou sê die wêreld, sê die wêreld dat daar is 'n dag wat die Here gaan kom. Ag, maar weet jy wat, dit gaan in die toekoms gebeur, dit gebeur dalk nie. Ons weet daarvan, maar ag, is dit net 'n mite. Wat ek vir my so interessant vind en mooi vind op die einde van die dag is, elkeen, selfs die onregverdiges, gaan in daai laaste dae, gaan die Here herken vir wie hy is en dat hy God is. Met ander woorde, wat ons in hierdie vers kry. Hulle doen dit dalk nie nou nie. Hulle doen dit nie nou nie, maar dit sê vir ons, hulle gaan dit doen. En wanneer die Here gaan kom, gaan hulle besef, dit is wanneer hy kom. Dis nie asof hulle omkant gevang gaan. Hulle gaan omkant gevang word, maar hulle gaan omkant gevang word omdat hulle nie voorbereid is nie. En dat hulle nou op daardie stadium in 'n hulpelose situasie is en hulle vra die vraag, wie kan bestaan? Okay. So, met daai wat hulle dit gaan vra en hulle dit van weet. Met ander woorde, hier's my vraag. Hoe gaan die onregverdiges, as ek dit nou so kan stel, hoe gaan hulle dan weet dat daar 'n dag gaan kom wanneer daar oordeel gaan wees, wanneer daar 'n wederkoms gaan wees? Die enigste manier hoe hulle gaan weet is iemand vir hulle vertel. En dit is waar ons inkom. En ons is veronderstel om ander te waarsku dat daar die Here weer gaan kom. En dat hulle daarop moet voorbereid wees. Of hulle dit glo of hulle dit nie glo nie. Dit is nie, ek wil amper sê,
nie van belang nie, vir my nie. Vir my is dit om die boodskap uit te dra. Yes. Dit is vir iemand anders se belang om die boodskap te aanvaar. So kom ons kyk dan Matteus 24 vanaf vers 36 tot 44. Nou hierso kry ons 'n voorbeeld en lesse. Maar van die dag en die uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net die Vader alleen. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Here van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae van die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in huwelik gegee het, tot op die dag dat Noag die ark ingegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sonvloed gekom het nie, en almal weggevoer het nie, so sal die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, een word aangeneem, en aan die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meel maal, en die een word aangeneem, en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het, in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat hy in die huis inbreek nie. Daarom moet julle ook gereed wees, van die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. So Jesus is vir ons nou baie interessantheid en Jesus kom en hy praat met sy disciples, né? Yes. En as ons kyk na die gedeelte, die perikoop wat daar vir ons uitgebring word, dan sê dit vir ons vermaning om waaksaam te wees. Ja. Met ander woorde, waaksaam is amper soos om wag te staan, né? Om seker te maak dat iemand jou nie gaan kom oorval nie. Jy weet nie of daar iemand gaan kom nie, maar jy moet nog steeds wakker wees. Yes. En dan kom Jesus self hier en hy sê vir hulle, want die uur, onthou nou, ons het nou Openbaring 6 gelees, hierdie mense het gesê, hier kom die Here, berge val op ons, bedek ons, steek ons weg vir die Here. En hier sê Jesus, niemand weet wanneer dit gaan gebeur nie. Ja. En dit is vir my so interessant as ek na hierdie gedeelte kyk en dit wys my, hulle sê die profeesie sê dit om waaksaam te bly. En wat ek daaruit kry, wat vir my baie belangrik is dat nommer 1, hulle sê in die gedeelte, laat ek net gou die regte versie hierso kry, en dit sê in vers 37, dit gaan wees soos in die dae van Noag, waar mense geëet en gedrink het, getrou het, die mense het aangegaan met hulle lewens, soos wat hulle normaalweg aangegaan het. En hulle was nie waaksaam gewees nie, of 'n menigte van hulle was nie waaksaam gewees nie, omdat hulle het nie gehoop op die Here nie, maar hulle het aangegaan met hulle eie dinge. So kom ons kyk gou-gou, as ons kyk na die kom ons sê die sonvloed storie, want van Noag. Ja. Want dit gaan oor Noag en die sonvloed en die ark se gebou. Noag was 'n prediker van geregtigheid. Yes. Die Here het vir hom 'n boodskap gegee en vir hom gesê, nee, maar hier in Genesis hoofstuk 6, Yes. hy gaan die wêreld vernietig. Yes. En nou moet jy 'n ark bou, met ander woorde, jy moet voorbereiding tref. Yes. Hy sal jou bewaar binne in die ark, maar jy moet die voorbereiding tref. Maar terwyl jy besig is om vir jouself voor te berei en vir ander voor te berei, moet jy ook verander preek. Yes. Moet jy verander, en as ek sê preek, dan wil ek amper sê, moet jy verander waarsku oor die komende moeilikheid wat kom. Yes. En hy het gepreek vir hoe lank? 120 jaar ja. Het hy gepreek. Nou ek kan neem aan na die eerste week of die tweede week het hy gepreek het, nie derde week sê ag hierdie is 'n ou storie man, wanneer gaan dit wees? 120 jaar lank. Aanhoudend. Preek hy. Nou in ons sukses oogmerk is dit nie baie suksesvol gewees nie, want hy het vir 120 jaar lank gepreek en dis net sy eie gesin wat in die ark was. Ja. Maar wat het gebeur met die res van die mense? Miskien jy is nou daar, kan ons vinnig kyk daarna Genesis hoofstuk 6. Ja. Wat het daar gebeur? Genesis hoofstuk 6 en ek lees vanaf vers 1 en dit sê: Toe die mens meer begin word oor die hele aarde en daar dogters
vir hulle gebore is, het die hemelse wesens gesien dat die dogter, hierdie ene lees nie mooi nie, kom ek gaan na die ou vertaling toe. Ja, dit sê dat toe die mense op die aarde begin vermeerder en daar vir hulle dogters gebore is, sien die seuns van God, met ander woorde die kinders van God wat aan God behoort, wat God volg. Yes. Daar's hy. En hulle het vir hulle as vroue geneem, almal wat hulle verkies het. Yes. Toe sê die Here, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. In die dae was die reus op die aarde en ook daarna toe die seuns van God by die dogters van die mense ingegaan het. Weer eens seuns van God, dogters van die mense, die kinders van God wat God gevolg het en die wat God nie gevolg het. Yes. Dit is die verskil tussen die twee. Dit is die geweldige is die oudtyd, die manne van naam. Toe die Here sien dat die boosheid van die mense op die aarde groot was. Nou hier is ons die teken wat vir ons sê. En al die versinsels wat in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was. Het dit die Here berou dat hy die mense op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg, die mense sowel as die vee en die kruipende diere en die voëls van die hemel, want dit berou my dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. So hier sien ons dat daar geweldig meer boosheid was in die aarde. Nou kom ons kyk gou-gou. Dink jy, Pierre, daar is vandag meer boosheid in die wêreld as in daardie tyd toe die Here besluit het om die aarde te vernietig? Nee. Wel, daar moet nog steeds mense wees wat die Here volg, want anders sou hy die aarde vinniger tot einde gebring het. En ek dink hierdie is die woorde wat hy gebruik. Alles in hulle harte was altyd dreigend sleg. Daar was nie 'n goeie gedagte in die mens. En dit is nogal, moet nogal dink oor hoe sleg het dit eintlik gegaan in daai tyd. Ja. En dat hulle wegbeweeg het van die Here af en altyd alles deur net slegte planne gemaak het. Nou ook vandag as ons kyk na ons samelewing vandag en jy kan maar net die koerante oopmaak of die nuus oopmaak en kyk van al die goed wat gebeur. Al die selfsug. Al die selfsug wat gebeur. Kom ons sê al die verkrachtings wat plaasvind, al die moorde wat plaasvind, al die gesteelery wat plaasvind. Dis asof daar niks positief is nie. So met ander woorde en Jesus sê soos wat dit sal wees. In die dae van Noag. So met ander woorde dit was so met hulle, so sal dit ook wees in die tyd van die einde net voor die Here weer kom. So hier sit ons met 'n situasie en sê maar dit gaan op dieselfde manier aan. En Noag het gepreek. En die mense het hulle nie daaraan gesteer nie, want hulle het nie gekom nie. Totdat die deur toegemaak is en dit actually begin reën het. En so kry ons ook daardie selfde toestand wat die mense gaan nie vandag aandag gee aan wat plaasvind nie. Nou, miskien moet ons daar vinnig kyk, as jy kan gaan, Peer, na 2 Petrus hoofstuk 3 toe. Want daar gee Petrus ook daar vir ons 'n baie goeie aanduiding van wat die mense se houding gaan wees teenoor hierdie boodskap van die wederkoms. 2 Petrus hoofstuk 3, ek dink vers 3 en 4, as ek dit nie mis het nie. Vers 3 en 4, 2 hoofstuk 3 vers 3. Ja, 3 en 4. Okay. Julle moet veral dit weet, in die laaste dae sal spotters met hulle gespot opdaag, mense wat hulle lewens volgens hulle eie drang inrig en vra, wat het geword van die belofte van sy koms? Sedert die vaders ontslaap het, bly alles steeds soos wat dit aan die begin van die skepping af was. Hulle ignoreer die willens en wetens en dat daar lank reeds hemel bestaan en ook 'n aarde wat deur die woord van God uit die water en deur die water tot stand gekom het. Okay, en dan net vers 6 sê, waardeur die toenmalige die wêreld dan met water oorstroom is en vergaan het. Met ander woorde, hier kom Petrus en hy praat nou met sy tyd. En hy sê, maar die mense vergeet en hulle sê maar hulle spot. Waar is hierdie wederkoms? Nou, selfs as ons nou kyk en ons sê die Here gaan weer kom en dit's van rarig. Ons hoor hierdie boodskap nou al hoe lank en die Here het nou nog nie gekom nie. Maar dan sê hy, maar hulle vergeet gerieflikheidshalwe. Dat dit was 'n historiese
gebeurtenis wat plaasgevind het. Yes. Maar dit is ook 'n ander ding wat ons sien, dat mense wil die historiese gebeurtenis van die sonvloed Yes. wil hulle afmaak as is net 'n mite. Ignoreer, ja. Dit is nie eintlik so nie. Ja. Daar was dalk 'n vloed gewees soos wat ons nou vloede ken, maar net op 'n sekere area, Yes. maar nie wêreldwyd nie. Maar hier sê die Bybel vir ons, hulle vergeet daarvan, want hulle wil net spot, want hulle sê dit is nie meer, met ander woorde, wat ons maak dit asof dit niks is nie, want dit gebeur nie meer nie. En dit sê daarso, en ek hou van die woorde wat die ou vertaling gebruik, as ons so meng tussen die ou en die 2020 vertaling sê, want hulle moetswillig vergeet in vers 5. Ja. Is half wat Asperus is. Ja, hulle het dit Daai drang in hulle dat hulle wil dit moetswillig vergeet en so wat ek hierso in hierdie versie sê, hulle ignoreer dit willens en wetens. Ja. Dat daar lankal reeds 'n hemel bestaan. Ja. En ek dink dit is in die tyd waar ons nou lewe, ek dink dan is dit nogal dit begin al hoe moeiliker raak om die hoop en die profeseë en die stories van die Here aan die mens uit te dra. Mense sluit hulle deure, hulle wil nie meer daarna luister nie. Selfs as jy goedjies begin op sosiale en jy stuur dit, dan word dit baie keer gevlag en sê nee, dit is geestelik, of die Engelse woord is religious. En dan blok hulle dit ook op sekere platforms. En dit is my baie interessant dat die Bybel dit sê. In die laaste dae gaan dit wees soos die dae van Noag. Maar mense het nie meer enige onsag gehad nie en hulle moetswillig vergeet dit wat die Here gedoen het. Okay, nou kyk ons weer eens deur die tyd van die einde. Ekskuus tog. Maar wat moet ons dan nog steeds doen? Moet ons sê, weet jy wat, dit is in die skrif geskrywe dat die mense gaan sê, wat, jy weet, hierdie dinge gaan nie gebeur nie, hulle maak dit af as niks, hulle stel nie eintlik belang nie. Ons dan, as die kinders van die Here, wat is ons dan veronderstel om te sê? Ons veronderstel om te sê, wel, weet jy, so, die mense gaan het in elk geval nie aanvaar nie, so kom ek bly in my hoekie en ek hoef hulle nie te waarsku nie, ek weet die Here gaan kom, net solank ek weet, is dit wat ons veronderstel is om te doen. As ons kyk na die voorbeeld van Noag, vir 120 jaar gepreek het, al was daar net sy gesin gered. Om aan te hou druk, ek dink dit is die pad wat ons het. So met ander woorde, wat jy nou vir ons sê is, ons moet aanhou om mense te, kom ons sê preek, maar ons moet aanhou om mense te waarsku dat die Here weer gaan kom. Yes. Sodat hulle nie sal kan sê, maar niemand het my nie gewaarsku nie, maar sodat hulle wel voorbereid kan wees. Yes. En dan, wanneer dit gebeur, gaan ons nou Openbaring hoofstuk 6 toe, dan gaan hulle sien dat wanneer dit gebeur, dan erken hulle dit, want hulle het die boodskap gehoor. Klaar gehoor. So ons moet, tydig en ontydig, moet ons aanhou om mense te waarsku, dat daar 'n oordeelsdag gaan kom, dat die Here weer gaan kom, en dat dinge wel gaan verander. Yes. Dit gaan dalk aan nou vir die laaste 2000 jaar vanaf Christus, maar selfs voor dit van die vloedse tyd af, baie langer, gaan dit al dinge al aan soos wat in die verlede aangaan, maar dit beteken nie, daar gaan nie 'n einde aankom nie, want hier is die groot kruks. Die deur van die ark het gesluit. Yes. Nadat die deur van die ark gesluit het, Peer, kom ek vra jou hierdie baie interessant en 'n moeilike vraag. Hoeveel mense het in die ark ingegaan nadat die deur gesluit was? Niemand. Al het hulle geklop aan die ark. Het die deur nie weer oopgegaan nie. So ons sien ook in hierdie voorbeeld dat daar dan 'n tyd gaan kom wanneer die genade gaan sluit. As die deur oop is, moet ons ingaan. As die deur gesluit is, dan is daar nie meer vir ons 'n tyd om in te gaan nie, want jy het eintlik reeds al jou besluit gemaak om nie die Here te volg nie. Yes. En ek dink dis hoekom dit, as ons dit nou terugvat na die gedeelte wat ons gelees het in Matteus hoofstuk 24, om die heeltyd waaksaam te bly, tydig en ontydig, om jou lewe volgens die wil van die Here in te stel en sy wil te doen elke liewe dag. Nie net omdat ons wil nie, maar omdat ons sy goedheid sien en in ons hart begeerte is om hom na te volg. En ek dink as ons na daai kyk, dan kan ons die ek wil weer nie sê preek nie, maar die waarskuwing en die boodskap van hoop vir die mense wat uitdra. Kom ons gaan kyk dan na 'n tweede gedeelte, en dit is ook 'n ander gedeelte wat ons kry uit die verhaal van Sodom en Gomorra. Nou ons ken almal die verhaal van Sodom en Gomorra gewees, maar ek dink
ons moet dalk na 'n paar teksverse net kyk en vir ons na die besonderhede kyk van die morele toestande wat dalk daar in Sodom plaasgevind het, sodat ons dit bietjie kan vergelyk met ons morele toestande waarin ons vandag leef. So as jy vir ons na 2 Petrus 2 vers 4 tot 11, jy hoef nie al die gedeeltes daar te lees nie, laat ons net daarna kyk van die morele toestand wat daar is, dan sal ek vir ons na die boek van Judas toe gaan. En laat ons gou kyk of ons daar iets daar kan uitleer. So, het jy hom vir ons 2 Petrus hoofstuk 2 is dit, ja. 2 Petrus 2 van vers 4. En ek gaan net 'n paar gedeeltetjies uitlig en dit sê, want as God het die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het en aan kettinge van duisternis oorgegee het, om vir die oordeel in bewaring gehou te word. En die ou wêreld nie gespaar het nie, maar Noag die prediker van geregtigheid met 7 ander bewaar het, toe hy die sonvloed aan die wêreld gebring, aan die wêreld van die goddelose mense gebring het, en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het, en as die voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Hier is baie interessantheid. Met ander woorde, ons sien daar, okay, dit is die verwysing na Sodom en Gomorra, en dan is dit na die verwysing na tot as verbrand het, en dit is 'n voorbeeld vir wat? Vir dit wat in die toekoms gaan gebeur. En dit sê om 'n voorbeeld te wees vir die wat goddeloos is. Met ander woorde, luister, as jy goddeloos wil wees, kyk, hier is die uiteinde van dit, hoe dit gaan gebeur. So kom ons kyk vinnig na Judas, die boekie van Judas, en dan lees ons vers 5 tot 8, en dit sê, maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna die wat ongelowig was, omgebring het, en die engele wat hulle eie beginsels nie bewaar het nie, maar al eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar, soos Sodom en Gomorra. So Sodom en Gomorra, ja. En die stede rondom hulle wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. So hier is vir my 'n interessantheid. Kom ons kyk vinnig daarna, en ek weet dit is nie ons studie waarna ons toe gaan nie, maar hier sê hy, so, dit is 'n voorbeeld van Sodom en Gomorra. Ons weet hulle was met as verbrand, hulle was verbrand. Kom ek vra net gou 'n vraag, brand hulle nog steeds vandag? Nee. Ek sal maklik antwoord. Okay, nee, wat anders is ons het lankal in die nuus gelees het. Dis hoekom dis hoekom ek die vraag vra, en dan sê dit hier vir ons, want dit sê vir ons, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Nou baie keer dink ons, as ons na die konsep van die hel kyk, van dit wat gaan brand, dan is dit 'n ewige vuur, want dit so. Maar dit is nie 'n ewige vuur wat gaan brand nie, want onthou Sodom en Gomorra is vir ons gegee as 'n voorbeeld. Hulle het gebrand tot alles uitgebrand het. Daar was niks oor gewees nie. En hier, met ander woorde, die effekte van die vuur is ewigdurend. Want tot en met vandag toe was daar nog niks weer gebou in daardie area waar hulle gestaan het nie. Want die effek is, daar's niks. Dis dood. Soos dieselfde soos wat ons in 2 Petrus gesien het, dat die Here sê dat selfs die engele wat gesondig het, nie gespaar het nie, maar hulle in die hel gewerp het. Ja. Hulle is nie nou daar nie. Nee. Maar die uitwerking van dit is ewig. Ewig, ja. Dat hulle van God verwyder sal wees vir ewig, want dit is basies wat die verbranding van Sodom en Gomorra en dan ook dan die skoonmaak sal wees op die ou ende van die dag. Kom ons kyk net vinnig, Jesegiel, het ek nou na die verkeerde hoofstuk toe geblaai, Jesegiel hoofstuk 16, ek is by hoofstuk 46 en ek moet by vers 46 wees. Jesegiel hoofstuk 16 vanaf vers 46 en sê, en jou groter suster Samaria, sy met haar dogters wat woon aan jou linkerkant, maar jou suster wat kleiner as jy is, wat aan jou regterkant woon, is Sodom met haar dogters. Maar jy het nie gewandel in hulle weë nie,
gewandel volgens hulle gruwels nie, net 'n kort rukkie en jy het die verderflike gehandel as hulle in al jou weë. So waar as ek leef, spreek die Here, gewis, jou suster Sodom, sy met haar dogters, het nie gehandel soos jy gehandel het, jy met jou dogters nie. Kyk, dit was die ongeregtigheid van jou suster Sodom. In trotsheid, 'n oorvloed van brood en sorgeloose rus, het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en die behoeftige nie versterk nie. En dan sien ons daar, en toe hulle hoogmoedig was en gruwelik voor my aangesig bedryf het ek, toe ek dit sien, hulle weggeruim. Met ander woorde, hier sien ons, in hierdie stede was daar ook hoogmoed. Yes. Die mense het net vir hulle self geleef. En hulle het nie omgegee vir hulle medemens nie. Alles wat gerieflik was tot hulle beskikking. Yes. En ek dink, Peer, as ons kyk in die tyd waarin ons nou leef, Yes. hoe tegnologie vooruitgegaan het. Ons klim nou in 'n kar en ons is binne 2 ure of 3 ure is ons in 'n ander plek, waar dit in die verlede 'n lang tyd gevat het om oor die weg te kom. Ons praat nie eens van die internet en hoe vinnig inligting versprei nie. So met ander woorde, hier sien ons dat die mense word gemaklik. En dit was in die tyd van Sodom en Gomorra so, en so in ons tyd is dit nog erger, nog meer so. So met ander woorde, die gedeeltes wat gebeur het vir Sodom en Gomorra, is vir ons 'n voorbeeld oor hoe dit gaan wees in die tyd van die einde. En dat hierdie aarde ook vernietig sal word met swaal en vuur. Totdat die effek van die vuur ewigdurend is. Ervaar is, ja. En ek wys my ook oor die morele val van die mens in daardie tyd. Ek dink weer eens kan ons sê dat hulle was heeltemal selfsugtig vir hulle self gelewe, hulle eie begeerlikheid en begeertes van hulle harte. Hulle het nie gelewe volgens die wil van die Here nie. En ons kan, en as jy die storie van Sodom en Gomorra gaan bestudeer, ek dink ons gaan dit nou in diepte bestudeer nie, maar hulle het nie enige sin vir iemand anders, hulle het nie vir God gelewe nie, hulle het altyd net vir hulle self gelewe. En ek dink dit wys vir ons die kondisie van baie van wat ons vandag te doen kry in die samelewing. Mense leef nie meer vir mekaar nie. Ons sien nie meer daardie omgee vir ander mense nie. Ons sien net die kwaad en laat mense hulle eie begeerlikhede nastreef. En nie dit wat die Here van ons verwag nie. So daardie morele val wat daai tyd is dieselfde morele val van die mense vandag. So as ons sekere dinge sien gebeur, dan moet ons weet. Nou die ander ding moet ek vinnig na kyk, en ons hoef nie na die situasie en die storie so seer te kyk van Sodom en Gomorra nie. Maar voordat Sodom en Gomorra vernietig was, het daar iets gebeur. En ons sien dat Abraham het gesit en al 3 manne verbygekom en by hom kom sit. En een van hulle was die Here self gewees, Jesus, met 2 van sy engele, wat hom gaan waarsku het en gesê het, sal ek nie vir my knegt sê wat gebeur nie. En hier vind ons dat ek wil vir my mense laat weet wat gaan gebeur. Onthou die voorbeeld, Sodom en Gomorra, daar gaan vernietiging plaasvind. Ek wil ook my kinders laat weet voor die tyd, dat die aarde wel vernietig gaan word, dat daar 'n oordeelsdag gaan kom. En dat die Here met sy kinders praat. En dan is dit die mooiheid, wat doen Abraham? Hy redeneer eers met die Here. Ja, en hy wil vir die Here sê, maar Here, maar jy kan ons nie net vernietig nie. Wat nou as daar nou regverdige mense is? En dit wys vir ons dat die regverdigheid van die mense van wat op die aarde gaan lewe, net voor die wederkoms van die Here. En dat daar ingetree word vir hulle. En hier is ons plig. Ons is veronderstel om nou 'n Abraham te wees. Vir ander wat ons dalk nie by die name ken nie, want ek meen, hy het begin by hoeveel? 50. As daar 50 is, as daar 45 is, as daar 35 is, afgegaan tot as daar 5 is. Hoeveel was daar op die einde van die dag gekry? 4. Maar beteken dit dat ons nie moet intree vir ander nie. Al weet ons nie wie hulle is nie. En hier kom dit uit. En die Here het gesê, hy sal nie vir dit vernietig, voor hierdie regverdiges nie uit hierdie stad uit is nie. En dit gee ook vir ons dan
in die toekoms en wat lewe in die tyd van die einde, gee dit vir ons 'n bietjie hoop dat die Here sal ook regverdig wees. En alhoewel dit vir ons lyk of niemand dalk regverdig is nie, behalwe dalk ek, weet. Sal die Here nog steeds sy engele stuur om my te bewaar en my uit hierdie situasie uit te kan uitbring. En die Here het daai paadjie met hulle gestap, as ons nou kyk na Lot, wat gevind is in Sodom en Gomorra en sy gesin. Die Here het vir hulle kans gegee met 'n waarskuwing om uit die stad uit te kom voordat dit gaan gebeur. So hy het daardie geleentheid geskep van dit is wat gaan gebeur. Hy het vir sy volk en vir sy mense gesê dit is wat gaan gebeur en het 'n kans vir hulle gegee. En ek dink is weer eens om terug te kom, die Here het 'n plan. Die Here het vir sy volk klaar die plan gegee. En hy het vir hulle gesê, hy is die regverdige regter. God die Vader is die een wat op die einde van die dag gaan oordeel. Op die einde van die dag kan sonde nie so aangaan nie. Maar die wêreld moet, die hele moet die voorbeeld sien. Dit is wat sonde doen. Dit is wat dit beteken om weg te beweeg van die Here af. En hier is diegene wat my gekies het uit eie vrye wil uit. So, en nou die ander situasie, Pierre, wat ek net wil na kyk, van hier kry ons die Here wat met Abraham gaan praat, Abraham wat intree. Nou, hier is weer 'n baie simpel vraag, maar ons dink nie altyd daaraan nie. Was Sodom en Gomorra eers vernietig, en het die Here toe met Abraham gaan praat, of het die Here eers met Abraham gepraat, en daarna, nadat die ondersoek ingestel is, nadat die vraag gevra is daar nie dalk regverdiges nie? Toe het die bevel uitgegaan. Die tweede ene. Met ander woorde, daar's eers 'n ondersoekende oordeel wat plaasgevind het van is daar nie dalk regverdiges nie. En so moet ons ook weet dat daar sal ook 'n ondersoekende oordeel wees. Nou, ons wil nie te veel daarop ingaan nie, maar as ons kyk na Daniël hoofstuk 7, dan praat dit vir ons van die ondersoekende oordeel wat daar sal plaasvind. Is daar dalk een of twee van daai verse wat jy daar met ons wil deel? Ons hoef nie na almal te kyk nie. Kom ons kyk na vers 9 tot 10 dalk, om te begin mee. En ons kyk, ek het bly kyk totdat die trone reggesit is en die oue van daar gaan sit het. Sy kleed was wit soos sneeu en sy hare van sy hoof soos wol. Sy troon was 4 vlamme. Die wiele daarvan was daarvan 'n brandende vuur. 'n Stroom van vuur het gevloei en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 het hom gedien en 10.000 maal 10.000 maal het voor hom gestaan. Die reg het gaan sit en die boeke is geopen. Met ander woorde, hier sien ons nou 'n regsaal. 'n Regsaal, ja. En die boeke is geopen, maar die boeke is geopen. Met ander woorde, daar moet nou iets nagegaan word. Soos ons nou maar altyd praat van, daar moet nou ekskuus vir die woord, audit gedoen word van wat gebeur het. Het dit gebeur soos wat dit gesê het, dit het gebeur. So met ander woorde, dit is daai gedeelte van wat Abraham met die Here sit en gesels oor, is daar dalk 5, is daar dalk 10, is daar dalk 15 mense wat gered kan word. En na dit is daar besef, want elke keer het Abraham dit minder gemaak. Die het besef, daar is nie soveel nie. Met ander woorde, die Here is regverdig deur hierdie oordeel te laat uitbring. So sal dit ook wees wanneer die Here kom. En ons praat daarvan, en ons weet van, wanneer ons kyk na Openbaring, lees ons van die millennium. En wanneer die Here weer gaan kom, gaan die aarde nog nie vernietig word nie. Maar ons gaan eers na die Here toe, en dan gaan ons vir 1000 jaar by hom wees. En dit is weer 'n studie van 'n heeltemal 'n ander punt om daarna te kyk. Waar die ondersoekende oordeel gaan plaasvind, dat wanneer die Here dan weer terugkom en die nuwe Jerusalem gaan neerdal, dan sien ons eers dat die aarde vernietig gaan word, nadat daar 'n ondersoek was van die oordeel wat reeds plaasgevind het. En om seker te maak dat die oordeel regverdig was op die einde van die dag. Ja. En ons weet dat ons dien 'n regverdige God, maar hy gee nog steeds vir ons die kans om te weet, hoekom het hy so geoordeel? Ja. Voordat hy finale oordeel doen. Met ander woorde, die Here sê, ek is getrou en regverdig, maar ek wil hê julle moet kyk en seker maak dat julle ook weet,
dat ek getrou en regverdig is. Ja. Met ander woorde, hier sien ons dat wanneer ons weer eens kyk, en dit is vir ons baie belangrik, as ek net vinnig dit kan terugbring en opsompeer, Ja. wanneer ons kyk na Sodom en Gomorra, moenie net kyk na die storie van Lot en sy vrou en sy twee dogters wat uit is nie, maar kyk na die intriges in die storie en pas dit toe op hoe dinge gaan gebeur in die tyd van die einde, want Christus het ook gesê, soos in die dae van Noag, soos wat Sodom en Gomorra vir ons soos 'n voorbeeld gegee het, so sal ons weet dan om die profeseë te kan verstaan en die dinge wat op ons van toepassing is wat op die tyd van die einde lewe. En om daai terug te bring na waar ons nou vandag sit, dan kan ek net sê die Here se koms moet baie naby wees. Want as ek sien wat in ons wêreld deesdae gebeur, moet dit net wees. Kan dit net wees dat sy kans naby is en sy koms naby is en dat ons daardie besluit en daardie waaksaamheid soos wat ons in Matteus geleer het om te bly staan, al doen ons elke ding, elke liewe dag, ons eie doen en late om seker te maak ons het die Here eerste in ons lewens. Met ander woorde, Pierre, hier's twee voorbeeldjies wat vir ons gegee is, en ek sê voorbeeldjies van Noag en van Sodom en Gomorra, en weer eens vat ek ons terug na ons eerste teksvers wat ons gelees het, wat sê, hierdie dinge is vir ons gegee as voorbeelde. Yes. Met ander woorde, as iets vir jou 'n voorbeeld gegee is, moenie die voorbeeld ignoreer nie. Ja. Gebruik die voorbeeld, kry die raakpunte wat daarin is, maak dit van toepassing op ons lewens vandag, en dan sal ons voorbereid wees vir die dinge wat in die tyd van die einde, en net voor die wederkoms van die Here, met elkeen van ons gaan gebeur. Amen. Pierre, dit was goed om jou weer vandag in die ateljee te hê, waar ons kan saam studeer uit God se woord uit, om sy profeseë en die dinge wat op ons van toepassing het in die tyd van die einde, te kan verstaan. Amen. En ons daarvoor te kan voorberei. Baie dankie dat jy saam met ons was, en ek gaan vra dat jy vir ons afsluit met 'n gebed. Kom ons sluit die oë saam. Dankie liewe Heer, dat U ons God is en dat U 'n plan het. Heer, as ons maak nie saak as ons sien wat gebeur in die wêreld daar buite nie, weet ons dat U is in beheer. Heer, ek bid dat U vir ons waaksaam sal hou, dat ons bidend sal bly, dat ons U woord sal bestudeer en verander word van U Gees, Heer. Ek bid dat U met ons sal wees en elkeen wat hierdie besluit en hierdie studie geluister het en 'n besluit wil neem om waaksaam te bly, Heer, bid ek dat U asseblief Julle Gees sal stuur om ons te versterk, dat ons reg sal wees vir U koms. Ons dankie vir U genade en ons dankie vir U liefde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.